vandag. Here, daar is geen begin aan U nie. Daar is geen einde aan U nie. U was voor die begin. Yes. En U sal na die einde wees. U is Alpha, Yes, Omega. U is Omega. U is begin en U is einde. My God. U is die eerste en U is die laaste. En ons loof U. Ons aanbid U. Ons eer U. Ons swaai alle lof, alle prys en alle aanbidding aan U toe. Want daar is niemand wat met U vergelyk kan word. U is onvergelykbaar. My God. Daar is niemand in die hemel soos U. Yes. Daar is niemand op die aarde soos U. Daar is niemand onder die aarde soos U. Yes. Yes. U is wie U is. Yes. Yes. Wie U is. Yes. En ons is bevoorreg om kinders van U genoem te word. My God. Ons swaai die lof, die prys en die aanbidding aan U toe vanmôre. Ons het gekom vir een doel voor oë. We have come into this place together in nobody else's name but your name, My God. and to simply give you glory this Yes. morning. Yes. Yes. O Here, as ons deur die week gekom het en ons staan hier vanmôre, dan besef ons dit is nie deur ons werke nie. Yes. Here, dit is nie deur ons kennis nie, dit is nie deur ons intellek nie, dit is nie deur ons vermoë nie, but it's only by your grace, Father God. And we come to say thank you this morning. Accept the fruit of our lips this My morning. God. As we glorify and bring glory to the only name, Yes. the name that is above all other names. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that you are Lord this morning. Here U is die Heer. Ons kom soos die psalme sê vanmôre. Ons het gekom met verwagting. Ons het gekom met verwagting, my God. En Here, U beloof, U doen meer as wat ons kan dink. Kom doen dit vir ons vanmôre. As hier mense met siekte ingekom het, is die geneesheer vanmôre. Here, as hier mense met gebrek ingekom het, the Lord will supply all our needs according to the riches of His glory. Here, ons maak nie saak waarmee ons ingekom het nie, maak nie saak wat die vraagstuk vanmôre is nie. U bly die antwoord. Yes. En ons eer U vanmôre. Jesus. Come, Holy Spirit, as we cannot do this without You. We invite You in our midst this morning. Show up and show off. Yes. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Dat we naar elkaar toe gaan en het elke keer verwelkom volgens die plek. We willen die worship team kans geven. Kom ons verwelkom met elkaar hier zo. Elke keer ons in de hand druk. Een kus. Het is goed om je te zien volgen. Here seën U, Here voorzien, Here bewaar. It's
Lord, we worship you. Hallelujah. We glorify you, Father. We honor you, Father. Daar is niemand soos die Here vanoggend. Satan het probeer om binne in te kom. Hallelujah. Good morning, congregation. Good morning. I greet you all in the mighty name of Jesus. Yes. This morning, I did not just want to do a welcoming, but I wanted to share a verse that means a lot to me. Yes. Out of the book of Corinthians. Corinthians 15, verse 1 to 3. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preach to you, which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scripture. Now I wanted to ask if there is any first-time visitors. May you please stand? Oh, yes. Yes. Lord, we worship you. Thank you, Father God. Okay then. I just wanted to say, no, there's no first-time visitors, right? Is there any birthdays? No birthdays? Nothing. Happy birthday. May the Lord gift you with lots of years and many more to go forward with. And I pray that He will bless you and you enjoy your day. Is there any promotions, anniversaries? Please stand. Yes. Hallelujah. None of them? Lieve dinge. Okay. I hope you enjoy the rest of the service. Thank you. Good morning, congregation. Morning, Samantha. Our Lord and Savior Jesus Christ. This morning I want to thank Kala in his absence, and Rachel, and Jenna, and Jerome, and Tony, and Dr. Jerry, you are cricket, and Anna, and Jerome. So, this morning I'll be doing the tithe and offerings. My scripture comes out of Malachi 3 verse 10. Bring all the full tithe unto my storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. What it says, it means that whenever you give a portion of your salary, you get monthly. Whenever it's a 1 rand or a 2 rand or 1,000 rand, it doesn't matter. God takes it all as the same amount. So when we give, you will open loving heart, because God loves a cheerful giver. And we please pray for that tithe. Het is weer tyd om te gee. Halleluja. En ek vertrou U nou, Here, vir my te open. Ons kerk vrugbare grond is nie. Amen. Ik kan maar niet in de gaan opnemen. Yes, Lord.
Can we all just rise to our feet as we prepare our hearts for worship?
this place. So let's go and bow down. Yes, Lord. Let's just sing it one more time. Bow down and worship Him. Let's just bow down and worship Him this morning. Let's just sing it one more time. As we seek His face this morning. As we await a word from the Lord this morning. Consuming fire and just come and consume us this morning, Lord. Come now, Holy Spirit. Come now, Holy Spirit. Come now. Dwellst amongst us, Father God. Yes, Lord. Yes, 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 Father God. Oh, Father God, we glorify you. We honor you, Lord, Father God. Come now, Father God. Dwell amongst your people, Father God. I pray, Father God, touch each and every heart, Father God. Open up each and every heart this morning, my God. Let us have receptive minds and ears this morning to your word, my God. I pray, Father God, use, Father God, this vessel in front, my God, to proclaim the word of the Lord, God. In Jesus' name we worship you. We honor you, Father God. You are worthy to be praised. You are worthy to be exalted, Father God. Oh yes, 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 Lord. The Lord is in this place. And He wants to speak to you this morning. In Jesus' name. Oh yes, Lord. We glorify your holy name, Father God. We magnify you. You are worthy to be praised, Father God. You are worthy to be exalted, Father God. There is none like you, Father God. We give you glory in this place, my God. This is a house of worship unto you, Father God. We set it before you, Father God. Jesus, accept our worship this morning. Accept our open hearts unto you, Father God. Yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Kom ons bid saam met dit. Yes. Ons sê ons Vader, ons kom vanmôre so kinderlik met die troon van genade. Yes, my God. Ons kom sê vir baie dankie dat ons voorreg is om God die woord te kan vergader. Yes. Die woord leer ons hemel en aarde sal verbygaan. Nie die woord of die titel van die woord. Dankie vir uw woord vanmôre, Here. Uw woord is soos 'n hamer wat ons verpletter. Ek vanmôre, Here, het uw woord gestuur om ons gesond te maak. My kinderlik gebed vanmôre is, Here, dat uw woord sal doen waarom u het gestuur het. Yes, En Lord. ons sal 'n punt daarvan maak dat het terug te kom om die alle eer te doen, alle prys. Dus my God nog verder weer in ons gebede. Jesus is waar ek eer en baie dankie.
vroue. En my eerste stap is allemaal gegroet aan die kinders van die Here. So voorreg om saam met u te dien. Nou ek wil vandag praat oor die teenwoordigheid van die Here in ons lewe. The presence of God. Yes. Ek gaan vir u 'n storie vertel van Rigters, van die 13de hoofstuk tot by die 16de hoofstuk. Ek praat oor Samson, die geboorte van Samson. Nou ons weet, toe ons kinders was, toe was ons geleer dat Samson die sterkste man was. Daar was niemand sterker as hy nie. En sy krag het in sy hare gelê, so was ons geleer. Nou Samson se ma was onvrugbaar. Sy kon nie kinders kry nie. En Israel het nie 'n koning gehad nie. So dit was die tyd toe die Israeliete regeer was deur rigters en nie deur konings nie, deur judges. So nou ordein God Samson se geboorte. Hy stuur die engel na Samson se ma toe hy sê jy sal 'n seun baar. Jy is onvrugbaar, maar jy sal swanger raak en 'n seun baar. En hy gaan 'n Nasareer van die Here wees. Maar daar is 'n paar voorskrifte. Toe die laaste keer hier gestaan het, toe sê ek God se promises is gekoppel aan voorwaardes en voorskrifte. Yes. So nou sê die engel van die Here vir Samson se ma, jy mag nie wyn drink nie, mag nie sterkdrank drink nie, mag hom nie onrein maak nie. Want die kind wat jy gaan dra, wat jy gaan voorbring, gaan 'n Nasareer van God wees. En wanneer hy gebore word, mag geen skeermes oor sy kop gaan nie, en sy hare mag nie gesny word nie. Hy mag ook nie sterkdrank drink, hy mag nie wyn drink nie, mag nie eers druiwe eet en sulke goed nie. Alles wat in Numeri 6 voorgeskryf word wat 'n Nasareer moet doen, want hy is God se uitverkorene. God kies vir Samson om sy volk uit die hand van die Filistyne te red. Onthou, daar was 'n oorlog en God laat toe, want die Israeliete het nie gedoen wat die Here gesê het hulle moet doen nie. So hy laat toe dat die Filistyne hulle gevange neem, so hulle is onder die duim van die Filistyne. Maar nou het God besluit, hy gaan sy kinders verlos deur die hand van Samson. So 40 jaar lang het die Filistyne die Israeliete onderdruk. En Samson word gebore en hy's 'n Nasareer van God. Hy's uitverkore deur God self om sy werk te doen. Hy het 'n God-given authority en favor van die Here op sy lewe om die vrylating van Israel te begin. So Samson is gebore om 'n instrument in God se hand te wees. Ons weet dat God gees is. Maar 'n gees het 'n fisiese liggaam nodig om deur te werk. Hy kan nie sommer iets doen. So die gees van die Here kies Samson se liggaam om deur hom te werk, om vir hom 'n instrument te wees om sy volk te verlos. So die seun het groot geword en die Here het hom geseën. Die gees van die Here was op hom. So die teenwoordigheid van die Here was altyd deur saam met Samson gewees. En Samson word groot, hy's 'n jong man, en hy sien eendag die Filistynse meisie en hy raak verlief. En sy ouers vra hom nou regtig Filistyn, kan jy nie by die Israeliete gekies het nie, maar Samson se hart is by die Filistynse meisie. En hulle gaan om vrou te gaan vra, en op pad soontoe kom daar 'n leeu uit die bos uit. Ek gaan vinnig die storie vertel. Daar kom 'n leeu uit die bos uit en Samson, die Bybel sê die gees van die Here het oor hom gekom, so dit was nie sy eie krag nie. En hy verskeer die leeu met sy kaal hande sonder 'n wapen. En hulle gaan voort en tyd gaan verby en Samson, hulle kom weer terug want hy moet nou kom trou. En hy gaan kyk wat het met die leeu geword. En hy kom kyk om sien in die leeu het baie 'n korf gemaak en daar is heuning. En hy gaan, en 'n riddel kom by hom op pad na sy troue toe. En toe hy nou daar is, sê nou die reisel, uit een wat eet kom daar iets om te eet, uit een wat sterk is, kom
daar iets soet. En hy gee die rysel vir die Filistynse jongman, hulle was so 30. Hy sê aan die einde van die maaltyd wat 7 dae is, moet julle vir my kan sê wat is hierdie rysel, dan gaan ek vir julle elkeen 'n stel klere gee en hemde. Maar as julle nie dit kan doen nie, dan moet julle vir my elkeen 'n stel klere gee. Na die 3de, 4de dag sien hierdie ouens, hulle kan dit nie doen nie en hulle praat met Samson se vrou. Hulle dreig aan, as jy nie met jou man gaan praat, ons gaan jou doodmaak. En jou familie. So sy begin by Samson te huil elke dag. Sy kerel by hom, het my nie lief nie, en jy wil hê die mense met my doodmaak en bla bla bla, en hy gee toe vir haar die uitleg van die rysel. En natuurlijk verloor hy ons nou die bed. En Samson gaan uit in die gees van die Here kom op hom. En hy maak 30 jong manne dood. Hy vat as 'n stel klere, hy gee vir die ander. Want Samson is uitgekies om die mag van die Filistyne oor die Israeliete te breek. So die Here gebruik vir Samson om bietjie die Filistyne swak te maak. Nou, as Satan sy oog op jou het, dan los hy jou nie uit nie. Hy kastei jou elke dag. Jy wonder ook wat het gemaak. Jy vra aan die Here, is daar sonde, onbeleide sonde in my lewe, wat ek moet regmaak, want ek kan die kasteiding leefvat nie. Maar die waarheid van die saak is dat Satan sy oog op jou het, want jy is gebore met 'n doel. Jy is gebore vir die koninkryk van die hemel. Jy is gebore as God se instrument, sy werktuig, om sy werk op aarde te doen. En as jy God se werk op aarde doen, dan vernietig jy die koninkryk van die bose, van die duisternis. En Satan het dan geen mag oor die kinders van die wêreld meer nie. Daarom kastei hy jou elke dag, soos wat hierdie vrou vir Samson gekastei het, om net 'n antwoord uit hom uit te kry. Dan sê Paulus in 1 Korintiërs 5:58, hy sê, staan baie vas, wees onbeweeglik. So ons moet vasstaan in ons geloof, ons moet onbeweeglik is. Al kastei die duiwel ons elke dag, vir elke dag lang. Jy moet vasstaan, jy moet onbeweeglik in jou geloof is. Satan moet ook moed op, hy moet die een wees wat moed opgee, nie jy nie. So, die storie gaan aan. Samson gee in en hy is kwaad, hy gaan terug, hy los die vrou net, hy gaan terug na sy ma se huis toe. Maar na 'n tyd vind hy uit, maar het is mos getroud, hy gaan terug na sy vrou, tot hy daar toe kom kry. Sy skoonpa het sy vrou weggegee, vir sy stoeihonde. Nou is hy kwaad. Nou gaan hy uit en hy gaan breek op die Filistyne. Hy gaan vang 300 jakkals, hy maak hulle se sterte aan mekaar vas. Hy sit 'n vuurvakkel tussen die sterte en hy jaag hulle in die Filistyne se landerye in. Die wingerd word afgebrand, die olyfbome, die koringkos word afgebrand, want Samson is kwaad. En soos Samson kwaad is en hy doen skade aan die Filistyne, so raak die Filistyne kwaad vir hom en hulle dink die man moet ons doodmaak. Want hierdie man vernietig ons se land bietjie. Maar Samson het dit net homself gedoen, hy doen dit, want die krag van die Here is hom, die teenwoordigheid van die Here is oor hom. En hulle gaan praat, die Filistyne gaan praat met die Israeliete, hulle sê ons wil net vir Samson, hy gee ons dat ons kan doodmaak. Hulle bind hom vas, hulle bring hom uit na die Filistyne toe. En hulle juig, die Filistyne juig, want ons het nog vir Samson. Maar die gees van die Here kom oor hom en hy breek daardie toue los. En hy verslaan 1000 man met 'n donkiekakebeen. Hy maak 1000 manne dood met 'n donkiekakebeen. Want die gees van die Here was op hom, hy was net 'n instrument in God se hand. Die Bybel sê Samson was gebore om Israel te verlos uit die hand van die Filistyne. Die storie gaan aan. Nou is Samson nou nie weer by sy eerste vrou nie. Hy gaan in by 'n prostituut, hy skap nie aan by 'n prostituut, die
vyand kyk om, want hy's op Satan se territory. Die Filistyne sien hom, hy slaap by 'n prostituut in die Filistynse land. En hulle sê ons wag om, ons gaan nie slaap nie. As die son uitkom, maak ons hom dood. Maar middernag staan Samson op en hy loop na die stadspoort toe. En hy gaan rit die stadspoort met die kossyne en al uit, hy dra hom op sy skouers en hy loop. Nou 'n stadspoort het Phoebe ander dag vir ons verduidelik dat dit die beskerming is van 'n land. Daar jy kan nie sommer in die land inkom as jy nie verby die stadspoort gaan nie, want daar is wagte by die stadspoort en jy moet toestemming kry om in te kom. En nou ruk sy ding uit en hy loop. So hy los die Filistyne vulnerable. Hulle is onbeskermd, hulle vyande kan nou inkom en uitgaan soos wat hulle wou. Hulle is kwesbaar, want daar is nou nie 'n stadspoort nie, daar is niemand wat die stad bewaak of niks wat die stad bewaak nie. So daar het 4 events gebeur in Samson se lewe voor die groot event. Hy het die leeu doodgemaak, hy het die jakkalse in hulle se woorde gestuur, hy het die stadspoort uitgeruk. So die 4de ene, hy ontmoet vir Delilah, hy raak verlief op Delilah. So Samson gaan nou weer trou, hy trou hierdie keer met Delilah. Maar Samson besef nie, hy is op die vyand se grondgebied nie. Nou weet die vyand waar is Samson, hulle weet waar om hom te kry. En die eerste vrou het hulle gedreig en gesê ons maak hom dood, en hulle braai hulle. Hulle sê, as jy vir ons kan sê, kan uitvind waar lê sy krag, dan gaan ons vir jou geld gee, elkeen van ons gaan vir jou 13 silverstukke gee, wat baie is. En Delilah val vir dit. Sy soek die geld. So sy gaan nou vir Samson meel elke dag, peste, net elke dag. Vers 16 van hoofstuk 16 sê, so het sy dag in en dag uit bly meel totdat hy geval het. Gevoel het hy word gek daarvan. Hy voel hy kan nie weer hierdie gemeel hou nie, so hy gee in. En hy vertel vir Delilah waar lê sy krag. Satan doen alles in sy vermoë om jou lam te lê. Satan doen alles in sy vermoë om te weet waar lê jou krag. Wat doen jy om so standvastig te wees? En hy gaan nie moed opgee voordat hy nie weet nie. Hy gaan nie moed opgee voordat hy jou nie plat geslaan het nie. Want die Bybel sê vir ons, die dief het gekom om te steel, roof en dood te maak. Dit is Satan se agenda. Sy het net een agenda punt, en dit is om die kinders van die Here dood te maak. Hy maak jou geestelik dood. So nou is Samson in die mag van Delilah en sy gaan nou die geheim uit hom uitkry. En sy maak hom aan die slaap op haar skoot. Paulus sê staan vas, kind van God, onbeweeglik in die geloof. Nou ek kan dink dat Samson nie vasgestaan het nie. Hy het geweet of het aan die slaap geraak. Daar is 'n skrif wat sê, toe ons geslaap het, toe kom die vyand in. En toe kom vat hy wat hy wil hê. So wanneer jy aan die slaap is, kind van God, dan kom die vyand. Daarom moet jy waaksaam wees, waak en bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Staan vas, onbeweeglik in jou geloof, dat jy nie in die versoeking kom, dat jy nie die struik van Satan val. Nou Samson het nie geweet wat hy doen nie, of hy was te verlief, of dit was nog die gevoel van die honeymoon, en is lekker, want Samson het nou 'n vrou. Nou sê Pastor Arthur Jones, hy sê, you play with sin and you flirt with the devil. Nou toe ek hierdie gedeelte van Rigters lees, toe kom dit
by my kop, Samson het met sonde gespeel en het met die duiwel geflit. En hy het nie geweet, dit is iets wat sy ondergang gaan beteken nie. En sy maak hom in sy skoot aan die slaap. Nou Mattheus 13 vers 25 sê, toe hulle aan die slaap was, toe kom die vyand en hy kom sy onkry daar wat het geplan was. So die vyand is 'n lafaard, hy kom wanneer jy slaap, hy kom in die nag wanneer jy moeg gewerk is, wanneer jy voel jou kragte is uitgeput, dan kom hy en hy kom sy onkry daar wat jy geplan het, om jou mismoedig te maak. Maar die principle staan vas, wees onbeweeglik in jou geloof, wees sterk en volmoed. Nou Satan het die principle van sterk wees en standvastigheid verstaan, daarom soek hy waar is Samson se krag. En nou het Delilah uitgevind, na baie geneel en baie gehuil van sy uit, dat het eintlik die hare is. As die hare afgesny word en dan verdwyn sy krag. Maar die krag het nie in sy hare gelê nie. Die krag kom van God af. Nou die Bybel sê hy het 7 haarlokke gehad. 7 is die nommer van completeness and perfection. So sê hy goddelike krag gehad wat van God afgekom het. The uncut hair was a visible token of God's covenant with him and his covenant with God. So toe hy gehoorsaam was en nie sy hare gesny en toe het hy 'n gelofte aan die Here gemaak. En daardie gelofte bly staan, want God is 'n God van sy woord. Hy maak met jou 'n gelofte. Hy sê as jy doen wat die woord sê, dan sal strome van lewende water uit jou binneste vloei. As jy in my bly, dan bly ek in jou. Solank as wat jy in my bly, ek gaan jou nooit verlaat en jou nooit vergeet. Ek sal altyd by jou wees. En dit is die covenant, die verbond wat die Here met Samson gemaak het. Sy hare, die 7 haarlokke was 'n teken, 'n simbool van volkome toegewydheid aan die Here. En 'n volkome commitment aan sy roeping. En wanneer hy die hare sny, dan verloor hy die teenwoordigheid van die Here. Dan gaan die gees van die Here van hom weg. Maar hy het nie daaraan gedink. Toe hy sy geheim verklap het nie, hy het vergeet van die covenant wat hy met God gehad het. Hy het vergeet dat hy 'n uitverkore is, dat sy geboorte was deur God geordyn, want sy ma was onvrugbaar. En die Here ordyn sy lewe om werk vir hom te doen, maar hy vergeet. En baie keer vergeet ons ook ons roeping. As iets op ons pad kom en jy raak kwaad of jy raak mismoedig, dan vergeet jy waarvoor is jy geroep. Jy gee aan die begeerte van die vlees, want die vlees begeer teen die gees en die gees begeer teen die vlees. En jy vergeet jou roeping en jy gee in. So nou word sy hare gesny en die krag van die Here wyk van hom. Die teenwoordigheid van die Here wyk van hom. En hy is heeltemal vulnerable. Toe hy sy hare laat sny, toe gee hy vir Satan legal right in sy lewe. En as jy vir Satan legal right gee, hy kom in, hy vra nie 2 keer as jy seker nie. Hy gaan nie eers op die iemand te gaan vertel nie. Hy vat die kans wat jy vir hom gee. Samson gee vir Satan legal right in sy lewe. Ek wil lees hoofstuk 16 van Judges vanaf vers 16. With such nagging, she prodded him day after day until he was tired to death. So he told her everything. No razor has ever been used on my head, he said, because I have been a Nazarite set apart to God since birth. If my head was shaved,
my strength would leave me and I would become as weak as any other man. When Delilah saw that he had told him everything, she sent word to the rulers of the Philistines, "Come back once more, he has told me everything." So the rulers of the Philistines returned with the silver in their hands. Having put him to sleep on her lap, she called a man to shave off his 7 braids of his hair, and so began to subdue him, and his strength left him. Then she called Samson. "The Philistines are upon you." He awoke from his sleep and thought, "I'll go out as before and shake myself free." But he did not know that the Lord has left him. Baie keer raak ons so gewoond aan die dinge wat ons doen. Ons raak so gewoond. Ek kan bid, so ek bid sommer maar net. Sonder die teenwoordigheid van die Here. Sonder die gees van die Here. Ek kan worship. Ek ken alle woorde wat ek moet sê. Maar die krag is nie daar nie. Want ek het gewoond geraak soos Samson. Samson dink, ag, ek sal my maar weer losruk. En ek sal doen wat ek altyd doen. Maar die gees van die Here het van hom gewyk. So as die gees van die Here van jou wyk, dan beteken jou gebed eintlik niks nie. Want daar is nie krag nie. Jou worship raak in die atmosfeer klaar, want hy het nie krag nie. Jy connect nie in die gees met die Here nie. Jy sing songs en jy dans, maar hulle het nie 'n boodskap nie. Jy doen dit uit gewoonte uit. Jy sing geanker in Jesus, ek kan die storm staan, maar jy is nie convinced van dit nie. Jy sing dit omdat die worship team dit sing, so dit is lekker, ons sing en juig, maar jy is nie oortuig van wat jy sing nie. Jy kry nie die boodskap dat as jy geanker is in Jesus, as jy vasstaan in Jesus, dan kan jy die storm staan. Dan hoef jy nie te vrees wanneer die storms van die lewe oorkom nie. Dan staan jy vas, onwankelbaar in jou geloof, want die een wat by jou is groter as hy wat in die wêreld is. Sonder die gees van God raak alles van ons net 'n gewoonte. Ons doen dit omdat almal dit doen. En ek doen dit omdat ek dit kan doen. Ek verstaan die kuns van gebed, maar ek het nie krag nie. En die Here kan nie die gebed beantwoord nie. Die Here kan nie doen wat sy woord sê gaan doen nie, want daar is nie krag nie. Hy sê vir die Fariseërs is 'n klomp saamgefranste woorde net om gesien te word. So sonder die teenwoordigheid van die Here, wanneer jy bid, moet jy met bedoeling bid. Jy moet met doelbewustheid bid. Jou gebed moet in die gees geanker wees. Wanneer jy worship met jou worship moet in die gees geanker wees. Wanneer jy sing, moet jou sang, die woorde wat jy sê, moet in die gees geanker wees, sodat dit tot fruition kan kom, sodat God kan doen wat hy sê hy kan doen, want hy is 'n waarmaker van sy woord. Nou sê Timoteus in 2 Timoteus 3 vers 5, hy sê sonder die gees van God, jy is 'n skyn van godsaligheid, maar die krag het jy verloor. Jy is net die skyn van godsaligheid. Jy is 'n leeu sonder krag. Jy het nie binnegoed nie. Jy is net 'n leedop. As jy die teenwoordigheid van die Allerhoogste verloor, dan is jy absoluut verlore. En dit is baie belangrik vir die kind van die Here om in die teenwoordigheid van die Here te operate. Want as jy die teenwoordigheid van die Here operate, dan kan hy nie anders om sy woord in jou lewe te vervul nie. Hy kan nie anders om sy belofte gestand te doen nie, want sy belofte is ja en amen en dit staan vas. Matteus 23:27 en 28. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which look beautiful with the
outside, but on the inside are full of dead men's bones and everything unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you are full of hypocrisy and wickedness. Dit is wat die Here met sy eie mond aan die Fariseërs gesê het. Meen ons God, hy stel belang om deel te wees van ons lewe. Hy stel belang om ons lewe te regeer. Hy stel belang om saam met jou te gaan daar waar jy gaan. Al is dit ook moeilik, hy wil saam met jou gaan. Maar die Fariseërs het hy dopgehou, hulle was skrifgeleerdes. Hy sê julle is soos wit gepleisterde grafstene. Buitekant lyk jy baie mooi, maar binnekant gaan niks aan nie. Jy's vol dooie bene. En dit is wat ek word wanneer ek die teenwoordigheid van die Here nie het nie. Wanneer die Gees van die Here nie inwonend in my is nie, dan raak ek 'n wit gepleisterde graf met dooie bene in my, wat niks voort kan bring nie. Hy sê, ellende wag op julle, sonder die teenwoordigheid van die Here. Nou word Samson gevange geneem. Hy het gedink hy het dit, toe het hy dit nie meer nie. Want die Gees van die Here het van hom gewyk. Samson se oë word uitgesteek, hy word gevange geneem, hy word in die tronk gesit. Sy vyande skeer gek met hom. Hy moet hom die hele dag meel maal vir hulle, sodat hulle kan eet. Die Bybel sê vers 22 en sy hare het weer begin groei. Nou soms vat dit isolasie, soms vat dit solitude vir jou kind van die Here, dat jy net weer jouself kan terugvind, wanneer die Gees van die Here van jou gewyk het. Soms vat dit vir jou om alleen te wees, om jouself te ondersoek, om die aangesig van die Here weer opnuut te soek, om weer te onthou, maar hoekom is ek gebore? Wat was God se doel met my lewe? Soms vat dit net vir jou om alleen te wees en te kyk, hoe vermeel Satan jou? Om te kyk, hoe maak hy 'n gek van jou? Want gister was jy nog 'n sterk man, wat die deurkoppos van die stad uitgeruk het en trots met hom geloop het. Vandag moet jy hulle se meel maal sodat hulle kan eet. Dit is wat Satan met jou doen. Satan is nie respek van persoon nie. Dit maak nie saak wie is jy nie, as jy Satan legal right in jou lewe gee, hy gaan van jou 'n gek maak. Hy gaan jou verneder. Hy gaan jou skaam maak. En hy speel in jou moraal. Jy laat nie weer moraal nie. Jy loop kop onderste bo. Want die mense sê, kyk vir haar. Sy wat so vir ons gebid het. Sy wat die Bybel uitgedryf het. Kyk hoe lyk sy nou. Satan speel nie met jou as jy 'n deur oopmaak nie. Satan vat alles wat jy vir hom gee. En wanneer hy gevat het, hou hy. Totdat jy, want die krag is in jou. Jy is nie verlore nie. Jy kan weer terugkom. Jou haarlokke kan weer begin groei. Yes. Micha 7 vers 8 sê, my vyande, julle moenie julle oor my verlekker nie. Ek het geval, maar ek sal weer opstaan. Dit hang van jou af of jy wil opstaan. Dit hang van jou af of jy die krag gaan gebruik wat in jou is. Want God laat toe dat jou haarlokke weer groei in die eenvoudigheid en in die alleenheid van 'n tronk. Groei jou hare weer. Spreuke sê, want 7 maal val die regverdige en staan weer op. So God laat jou nie toe nie. Hy laat jou nie toe om daar te bly lê nie. Hy vat jou as jy soms te trots raak. As jy soms te groot raak en te sterk in jou eie krag, dan moet hy jou so 'n bietjie uit die pad uitvat, laat jy kan besef, hy is God, hy is die ou met die krag. Hy het vir jou die krag gegee, jy het niks uit jouself gedoen. Jy het niks uit jouself gedoen nie. Alles wat jy tot dusver gedoen het, alles wat jy tot dusver bereik het in jou lewe, dis deur God se genade. Dit is die Gees wat hy in jou. Halleluja. Hy sê, gee vir jou wysheid.
afsondering en harde werk vernedering, het hy die Here gesoek. Het hy sy identiteit in Christus gesoek en hy het dit gekry. Want as jy die Here soek met jou hele hart, dan laat hy hom vind deur hom wat soek. Hy sê nou, soek die Here, sê Jesaja 55:6-7, soek die Here terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Die Here laat hom vind deur hulle wat hom soek met hulle hele hart. Psalm 50:15 sê, roep hom aan in die dag van benoudheid en hy sal jou uithelp. Dit is 'n belofte in sy woord. Wanneer jy benoud is en jy roep hom aan, dan hoor hy en hy sal jou uitred. En jou hare sal weer begin groei. Hy gee jou weer terug sy gees wat hy op jou uitgegiet het in die eerste plek, want hy vergeet nie sy belofte aan jou nie. Hy vergeet nie dat jy uitverkore was deur hom nie. Hy kon iemand anders gekies het, maar hy het vir jou gekies om jou te gebruik in sy akker. Psalm 145:13 sê, the Lord upholds all those who fall. So hy tel jou weer op. Al weet hy ook, jy is self die oorsaak dat jou haarlokke afgesny is. Al weet hy ook dat jy Satan lekerheid gegee het om jou krag van jou te ontneem. Hy tel jou weer op in sy liefdevolle arms, want ons God is 'n liefdevolle God. 1 Johannes 4:4 sê, julle is van God afkomstig my kinders, en julle het reeds oorwin, omdat die Gees wat in julle woon magtiger is as die Gees wat in die wêreld is. God onttrek nie sy Gees nie. Wanneer jy jou haarlokke laat sny deur die duiwel, God onttrek nie sy Gees nie. Sy Gees is nog steeds daar, is net jy wat nie weet hoe om die Gees weer aan die gang te kry nie. Dis net jy wat jou ore uitleen vir Satan, en Satan sê vir jou, maar jy kan dit nie doen nie, en jy glo hom. Maar die Gees van die Here wat in jou is magtiger as die Gees wat in die wêreld woon. So jou haarlokke kan weer begin groei. Jy kan weer die uitverkorene van Christus wees. Jy kan weer God se werk doen in sy koninkryk, want dit is wat voor hy jou geskape het. Vers 25, soms sal ek onthou dat hy 'n Nasareër van God is. Om God se doel te vervul op aarde, om die Israeliete te verlos uit die hand van die Filistyne. En toe die duiwel nog so lekker kry, die Filistyne kry lekker, hulle sê hulle is lekker dronk, hulle hou party, hulle sê gaan hou vir Samson dat ons 'n bietjie lag. Maar hulle het nie geweet dat sy hare weer begin groei het. En hy sê vir die oukie wat hom lei, hy sê laat my net tussen die twee pilare staan, die middelpilare van die huis staan, en hy so 'n bietjie teen hulle leun. Nou die Bybel sê iewers, ek kan nou onthou waar, hy sê die Here maak die wysheid van die wêreld dwaasheid, sodat God se grootheid na vore kan kom. So hulle laat hom staan tussen die pilare, en hulle weet nie hoekom wil hy teen die pilare staan nie. Hulle is blind deur hulle onkunde en hulle sonde, en hulle sien nie sy hare het gegroei nie. So Satan is so opgeneem met jou, dat jy nie weer die krag van die Heilige Gees het nie. Hy sien nie dat jou hare gegroei het nie. So 'n kind van die Here, wanneer jou haarlokke weer begin groei, dan is dit tyd om jouself te wreek op die vyand. Dan moet jy nie in die hoekie gaan sit en dink aan jou verlede nie. Dan is dit tyd om uit te kom en jou te wreek oor wat Satan aan jou gedoen het. Dan moet jy lewe tot God se eer. Nou moet jy shine, dat die wêreld kan sien, want jy is 'n lig vir die wêreld. Dat die wêreld kan sien, dat jy 'n wonderlike ster is. Wat nie jou sondes toereken nie, maar wat met genade en barmhartigheid na jou kyk. En soms het dit 'n plan toe hy gaan staan, want
geloof ook. Toe weet hy, ek kan dit doen. En hy staan en hy druk teen hierdie pilare en die huis val in mekaar. En die Bybel sê almal gaan dood, meer as 3000 mense. Maar God is 'n God wat sy woord en onthou hy tot oproep met 'n heilige doel. En jy moet onthou dat die een wat in jou is sterker as hy wat in die wêreld is. Jy moet onthou, jy is nie doelloos verloop nie. Jy is nie doelloos gebore nie. Yes. Maak nie saak hoe jou lewe voorheen gelyk het, of jy uit 'n arm huis gekom het en of jou pa meselaar was of niks was nie. God het jou lewe ordyn vir 'n doel. En God se doel gaan in jou lewe vervolmaak word. Yes. Wanneer jy jou 'n kans gee, wanneer jy glo wat die woord sê, wanneer jy kyk na jouself en jy sien, maar ek is 'n koningskind, maar ek is die uitverkore van Christus, en ek kan niks anders wees as 'n uitverkore nie. Yes. Ons dank die Here vir die woord wat ja en amen is. Die woord is baie persoonlik geweest vanoggend. Is daar miskien iemand wat na die woord geluister het en sê, hier is ek, 'n wit steen, maar niks aan die binnekant. Kom Here, kom vul my. Come and restore the joy. Is daar miskien iemand vanoggend wat 'n ander pad gedwaal het en Here kom en hy sê, I want to renew you. The songwriter says, uphold me with thy sweet spirit. Whatever you do, Lord, don't take your joy away from me. Is there perhaps somebody here this morning whose joy has been stolen? The word is so clear this morning. It says, I'm here to restore you. It doesn't matter what you have done, where you've gone through, but I'm here to restore you. Dit is tyd dat jou hare teruggroei. Want ek versterk jou vanoggend. Is daar iemand vanoggend wat saam met my wil kom staan vanoggend? Ja, dis hoekom ek sê die woord is baie persoonlik vanoggend. Want ek staan vanoggend hier en sê, Here, hier is ek. Come and renew that spirit within me. Lord, I stand in your presence this morning. Is daar iemand miskien vanoggend? Om jy kom bid vir my, ek staan hier voor vanoggend. Samson beroof het. Die geleentheid is hier. Die Here is hier en die Here wil u herstel vanoggend. Die Here wil u aandoen met sy krag. Moet nie laat die geleentheid nie verbygaan nie. God se tyd. God se tyd bly nou. Die Bybel sê dit is 'n aangename tyd. Halleluja. God se tyd is nou.
Hallelujah. 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 My friend Kirai.
En die Heilige Gees sê vir my, testikers mos 'n dierreis. Ons het al gesê testikers nie verseker in die dis maar nie nou nie ingegaan. Maar selfs testie, as jy nie reg koop nie, dan koop jy pak. Ek het 'n paar keer probeer hierdie basmati rys koop. Hy is ook 'n dierreis, so maak dit nie oor toe dan koop ek al die tye was ek pak. Hoe sê die Heilige Gees vir my, jy moet raad vra. Jy kan hom mos nie koop nie. Vra iemand hoe word basmati rys gekoop. En ek vra iemand en ek kry hom toe. Die pad moet ons raad vra. Ons ken nie alles nie. As ek swak is hier, dan vat die ander een my weer. Iemand is weer steen, dan vat hy my weer. Ons moet raad pap. Die duiwel koop ons pap, want ons vra nie raad nie. En die Gees wys vir my 'n tand, en by die tand wys hy vir my 'n spuitnaam. En ek vra Heilige Gees, wat is dit? Hy sê vir my die verstandtande van die kinders van die Here is getref. Die dat hulle lek kennis. As dit is goed kom hulle nie verstand nie. Maar ek gee die inspuiting, want 'n seer om iets uit te haal en in te sit. Inspuiting is hier, sê die Heilige Gees. Ek spuit hom doof, en ek sit die verstand dan weer terug, sodat julle kan sien, want ons kan nie sien, sodat julle kan hoor, want ons kan nie hoor, sodat julle kan praat, want ons is monde toe waar ons moet praat. Hy is hier om die verstand dan terug te sit, want ons is soos klein kinders wat lyk ons is nou gebore, geen kennis van God en sy kinders nie, en God is meer, bekering is meer as net jy en sin. En ons verstand is weg, sodat ons weet wat God van ons verwag en wat ons moet doen. Kom ons vir haar raad. Kom ons ook die papi, kom ons vir haar raad oor die goed. Maar ons haar raad vir as ons verstand daarin is, as hulle agterkom, ek lek iets, daarom kan ek raad